Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret, die naam bo alle name, die naam wat vir ons gegee is om op te staan, om te kan sê, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus groet ek jou vandag en ek bring vir jou hierdie boodskap. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank en dis vir my vandag 'n lekker voorreg om met jou te gesels rondom ek is. My program se naam dan kom luister na die hartklop van God. Ek deel dit graag met jou. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, hierdie boodskap vandag is baie besonder en dit praat met 'n mens se hart en ek weet dis vanaf u Vaderhart, dit kom uit u Vaderhart uit en daarom dra ek hierdie program vandag aan u op en wil vir u vra Here seën dit, seën elke oor wat hierna luister, dat hulle sal hoor hoe u met hulle praat. En ek wil vir u sê dankie vir kosbare boodskapies soos hierdie in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ja, geliefdes, ons pastoor se vrou het vanoggend vir ons hierdie boodskapie deurgestuur en hierdie boodskapie is kom vanaf die kom vanaf Christa Lessing. Ek's nie seker of sy die skrywer van die boodskapie is nie, maar ek deel hom graag met julle. So dis iemand anders se boodskapie wat ek vir julle voorlees. En ja, dit gaan soos volg. Wat volg na ek is? Jy sit dalk nou met jou oggendkoffie, hare soos 'n wilde wolskaap en iemand vra, "Wie is jy?" En sonder om 2 keer te dink, sê jy, Ek is oor dit. Ek is niks werd nie." Hoor nou mooi. Daardie woorde is nie net los flentergedagtes nie. Dit is 'n proklamasie. Elke keer wat jy iets na ek is sê, vorm jy iets in jou gees. Jy bou aan jou identiteit. Jy noem jouself iets en jy roep dit oor jou lewe. Dit is nie sommer net 'n teologie klassepunt nie. Dit is 'n hemeltydse waarheid. Toe God homself in Eksodus 3 aan Moses voorstel, het hy nie gesê ek is die sterk een of ek is die almagtige nie. Hy het net gesê ek is wat ek is. Daardie ek is was volmaak, klaar genoeg en hy het Moses gestuur in daardie naam. Eksodus 3 vers 14 in die Afrikaanse vertaling 1933 tot 53. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is het my na julle gestuur. Nou, as ons na sy beeld geskep is, beteken dit ons, ek is, dra gewig. Jy sê dalk per ongeluk, ek is dom met geld, of ek is altyd siek. En jy besef nie, jy stem saam met iets wat glad nie van God afkom nie. Spreuke 18 vers 21, Afrikaans 33:53 vertaling. Vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy mag dalk grappenderwys sê, ek is 'n wrak, maar die vyand is nie doof vir jou sarkasme nie. Hy hoor net jy gee toestemming. 'n Vroutjie in Johannesburg in haar laat 30 sê, al van haar hoërskool af, ek is altyd die een wat verlaat word.
Toe sy my vriend 'n beraader sien, het sy net weer daardie woorde herhaal. Elke verhouding, elke werk, elke vriendskap, selfs sabotasie op repeat, want jy kry wat jy sê. Sy het jare later gesê, daardie klein sinnetjie, ek is altyd die een wat verlaat word, het my lewe bepaal, sonder dat ek dit besef het. Johannes 6 vers 35, Afrikaans 33:53 vertaling. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal seker nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En toe sê hy vir jou, kind van God, in 1 Johannes 4 vers 17, soos hy is ons ook in hierdie wêreld. So as hy sê ek is die lig, dan mag jy nie sê ek is donker nie. As hy sê ek is vrede, dan pas ek is in 'n warboel mos nie meer in jou mond nie. Dit is disrespek teenoor die beeld waarin jy geskep is. Dit is laster. Daar was 'n oom op televisie, meneer Les Brown, wat gesê het, don't ever say you're broke again. Say you're temporarily out of cash. Hy het geglo dat jy so met jou woorde plant. En ek bedoel nie hierdie ou positiewe denke gedoente nie. Ek praat van Bybelse waarheid wat begin in die Genesis en eindig in Openbaring. 'n Diener wat ek ken, het altyd gesê, ek is useless. Sy ma het eendag gesê, stop dit. Dit is nie wie jy is nie. Toe vra hy, wie is ek dan? En sy antwoord was eenvoudig. Jy is wie God sê jy is. En wat sê God? Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Psalm 139 vers 14. Ek loof U omdat ek vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Skus daarvoor. Jy het dalk in die spieël gekyk en gesê, ek is ouer, ek is moeg, ek is klaar. Maar vandag sê God, nee, jy is my kind. Jy is nog op pad. Jy is in die proses. Dalk volg jy soos daardie popwiel op 'n bergpas, maar jy's nie gebore om te stagneer nie. Moet asseblief nooit ooit weer jou woorde as lig beskou nie of ligsinnig gebruik nie, want jy kan jouself in 'n hoek inpraat. Uit 'n put ophef, Here, U is, ek is alles wat ons nodig het om elke dag, elke oomblik vergewe ons dan ons los met daardie heilige woorde aangaan. Skus, vergewe ons dat ons so los met daardie heilige woorde omgaan. Ons het onsself verlaag, verminder en veroordeel met ons eie monde. Maar vandag kies ons om nuwe woorde te spreek. Waarheid, lewe, identiteit. Heilige Gees, leer ons om versigtig te wees wat na ek is volg. Laat U woord ons maatstaf wees en ons harte herinner aan wie ons is in U. Ons is nie gelaat nie, nie te min nie. Ons is nie te laat nie, nie te min nie, nie te veel nie. Ons is wat
wat U sê ons is. Amen. Kyk uit wat jy na ek is sê. Jy praat dalk met jou eie toekoms. Blessings, Christa Lessing. Wat 'n mooi boodskap, geliefdes. En ek wil graag hê jy moet daarna luister en bietjie dink voor jy volgende keer sê ek is gevolg deur 'n slegte ding. Ek het al 'n soortgelyke boodskap hier op hierdie uitsending van my gesit op my program. Het ek al hierdie ding gemeld. Weet vir jare terug toe ek begin studeer het Vader al hierdie ding aan my geopenbaar. Hy het aan my geopenbaar daai tyd hy het gesê in die woord ek is die ek is. En wanneer ons as mense sê ek is, moet ons so versigtig wees wat daarna volg, want is dit nie ook maar 'n mate, hy sê dis sy naam, hy sê dis wie ek is die ek is. So as ek en jy ek is, gebruik ons ook die naam van die Here uitelik, ons weet sy naam, ons ken al sy name. Ek het so rukkie terug ook 'n boodskapie gedoen rondom die name van Jesus en van God die Vader. En ja, ons moet so versigtig wees met daai ek is woordjies, want wat spreek ons? En hierdie boodskap het my vanoggend daaraan laat dink, aan die, hoe kan ek maar sê, die openbaring wat ek destyds rondom ek is gekry het, en ook geleer het om versigtig te wees. Maar so na die jare verbygegaan het ek ook een van daai mense geword wat maklik sê ek is moeg, ek is siek, ek is so gedaan, ek is oorwerk. Soms sal ons sê ek is nie gelukkig nie. Ek is, ons kan nou vandag lê en dink aan al die kere wat ek gesê het ek is. En ek wil hê ons moet dit doen, almal van ons moet bietjie daaroor gaan nadink en leer om nie dit te sê nie. Leer om mooi te dink voor ons praat, want so maklik spreek ons goed oor onsself, soos die gedeelte sê. En die vyand hoor dit. Die vyand hoor dit en bou daarop. Ook so het dit al baie gekom dat mense in 'n gesprek met iemand, partymal kom hulle na jou toe en praat met jou oor dinge wat in hulle oor dinge van hulle self, en dan om hulle beter te laat voel en gerus te laat voel, sal ek of jy vir hulle sê, maar ag toe mam, moenie ek moet vir jou sê ek doen dit ook. Ek praat byvoorbeeld ook te vinnig. En op 'n latere stadium, jy doen dit om hierdie mense te troos, sodat hulle beter van hulle self oor hulle self kan voel. En dan sal hulle eendag terugkom, as hulle miskien bietjie vies is vir jou of so, en dan vir jou sê, ja, dan gooi hulle die einste ding wat jy gebruik het om hulle te help om beter te voel oor hulle self. Dan gooi hulle dit voor jou kop en sê vir jou, ja, maar jy het self vir my gesê jy praat te vinnig. En baie dinge wat ons so sal gebruik om iemand anders te help en beter te laat voel oor hulle self, gebruik die vyand dan later as ammunisie teen jou om jou te probeer afbreek. So ek wil vir jou sê, wees baie versigtig. Hierdie boodskapie sê dit vir ons so mooi. En dan sê hy so mooi vir ons, maar wie is ons eintlik? So ek wil julle bietjie uitdaag om bietjie te gaan Bybelstudie doen daaroor, hierdie stukkies te gaan oplees, miskien verder te lees. En dan net bietjie vir my te gaan sit, 'n pen en papier te vat en dan te skryf alles wat jy kan kry
so ver moontlik in die woord rondom ek is. Al die positiewe dinge en dit te vat en dit oor jouself te gaan proklameer. Ek wil hê jy moet gaan sit en sê ek gaan hierdie paar gou aanhaal, dan gaan ek vir julle sê wat ek bedoel. Jy gaan byvoorbeeld Romeine 8:37 lees, maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En dan gaan jy dit neerskryf. Ek is 'n oorwinnaar omdat God my lief gehad het. Ek is 'n oorwinnaar omdat Jesus op die kruis aan my gedink het. Ek is 'n oorwinnaar omdat ek aangestel is om vir God op hierdie aarde, wat is daai woordjie, 'n gesant van God te wees. Ek is die een wat die goeie boodskap moet bring. Ek is die een wat vir mense hoop moet bring. Ek is gestuur deur die Hemelse Vader. Ek is sy kind. Dan die volgende, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werk en my siel weet dit al te goed. Dan jy gaan en dan sê jy, ek is wonderbaar. Wonderbaar is die werke en my siel weet dit al te goed. Vader, as ek, of jy kan sê, ek is so perfek geskape. Ek het die mooiste oë wat so goed kan sien. Of ek kan so lekker praat. En dan praat jy bietjie oor jouself en jy skryf dit neer. En jy sê, ek is Elsa. Ek is wonderbaarlik geskape. Ek het die mooiste oë. Ek kan lekker vinnig hardloop. Al jou positiewe punte. En moenie skaam wees om dit te sê nie. Want hierdie is tussen jou en God. Ek wil julle uitdaag om dit te doen. Jesaja 43. Maar nou so sê die Here jou skieper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dan sê hy, ek is God se. Hy het my by die naam geroep, ek behoort aan hom. Ek behoort nie aan hierdie wêreld en al hierdie slegte dinge nie. Ek is geliefd deur God. Ek wil hê julle moet dit doen. Ek wil hê jy moet gaan en dan skryf jy ek is in jou naam. En dan werk jy 'n bietjie deur die Bybel, deur hierdie goed. Gaan doen 'n diepte Bybelstudie rondom hierdie boodskap. En dan spreek jy dit oor jouself, proklameer dit. Vou dit mooi op en sit dit binne in jou Bybel. My nommer is 066 273 0584. 066 273 0584. En jy's welkom as jy wil om vir my te stuur wie jy is. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf OGS Oasis in Witbank. En ek gaan graag bietjie, as dit vir my moontlik is, met jou rondom daai kwessie gesels. Jy weet, lank genoeg het die wêreld vir jou gesê, jy is 'n nul op 'n kontrak, of jy is vet, of jy's dom, of jy's lelik, of jy is enige iets. Ons weet wat se lelike woorde daar is wat aan 'n mens toe gesnou kan word. En ja, ek het 'n preek wat ek doen rondom jassies. Watter jassies trek jy vir jou geliefdes aan? Gewoonlik dan sal ek dat hulle vir ons 'n kapstok opsit en dan kom die mense en hang hierdie jassies oor die kapstok en dan naderhand as die kapstok omval,
dan sal ek sê dit is wat gebeur met 'n mens wat jassies opgehang word, verkeerde, negatiewe, slegte jassies. En dan laat ek gewoonlik die gemeente dit interaktief doen en dan sal ons die goeie jassies spreek. En soos ons die goeie jassies spreek, haal ons die slegte jassies van hierdie kapstok af en hy kan weer staan. En ek wil vandag vir jou sê, net soos jy verkeerde jassies op ander mense kan hang, hang jy soms ook verkeerde jassies op jouself. So ek wil hê jy moet op 'n dag kom en gaan en jou jassies gaan uittrek. Al hierdie negatiewe ek is woorde wat jy al oor jouself gespreek het, gaan afhaal. Gaan sê Here, ek trek dit uit. Ek haal dit af en ek gee dit vir u Vader. Jy weet geliefdes, so maklik gaan mense deur mishandeling van ander mense af. En ek wil hê jy moet ook leer om daai dinge af te sny. Maar die ergste wat ons wel kan doen is sekerlik om onsself te mishandel, onsself sleg te sê, onsself af te breek. Soos wat ons hier gelees het, dit pas nie by 'n kind van God nie. Ons moet dit nie doen nie. En daarmee met hierdie boodskap sê ek nie, ons moet hoogmoedig word en voor mense staan en sê, ek is dit en ek is dat, of ek is sis en ek is so. Dit moenie oor ek gaan nie, dit moenie oor ons gaan nie. Dit moet gaan oor die verhouding wat ek en jy met Vader en wat hy sê oor ons. Jy mag hierdie goed vir jouself sê en jy mag dit vir jouself oor jouself spreek. En dan daarby berus en sê dankie Here. Dankie Here dat U my vandag weer laat besef het wie en wat ek in U is. En ons sal ook so daarom bid nou. Ek wil dan vir jouself sê, daarna begin jy dit uitleef wat jy oor jouself spreek. Goeie dinge wat jy oor jouself spreek, wat jy volgens hierdie Bybelstudie wat jy nou gaan doen, sal doen. Gaan spreek hierdie dinge oor jouself. Daar in die privaatheid van jou binnekamer of daar in jou kantoor, daar waar jy ook al kans kry om bietjie hierdie boodskap te luister en dan bietjie tyd aan jouself te spandeer. Ons pastoor is nou deur 'n sabbatical en hy behandel nou graag hierdie rustyd wat hy gehad het. Hy vertel vir mense daarvan. En ek wil vandag vir jou sê, dis van kardinale belang dat ons tyd vat om net met God te spandeer. In die tyd wat ons nou lewe, is dit baie, baie belangrik dat ons tyd met ons Skepper spandeer, tyd met hom afsonder en met hom gesels en by hom hoor wat sy planne vir ons lewens is. Dit is tyd dat ons, hoe kan ek sê, ek wil amper die Engelse woord gebruik om te sê, dat ons bietjie self-maintenance doen, dat ons bietjie in ons binnekamer ingaan en in ons innerlike ingaan en bietjie met onsself gaan gesels en uitvind, waar het ons onsself seer gemaak en afgebreek en dit dan regmaak. So ja, dis baie fruitful thought, né? Dis bietjie ietsie om oor na te gaan dink. Ek glo hierdie boodskap gaan met almal van julle praat soos hy vandag met my gepraat het. Dit is 'n baie mooi boodskap en ons kan weer eens net sê dankie Here dat U hierdie boodskappe vir ons stuur. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, dankie vir hierdie mooi boodskap vandag. Ek glo en vertrou dat elke liewe persoon wat hierna luister, hierdie woord sal vat en dit hulle eie sal maak.
dat elkeen van hulle aanklank gevind het in dit volgend en dat dit hulle harte raak om te weet die groot ek is. Dink ook aan my, want ek is vir hom belangrik. En daarom stuur hy vir my boodskappe soos die. Ek glo en vertrou dat dit u hartklop is vandag, Vader, vir u kosbare kinders, wat ek weet ons leef in 'n tyd wat baie moeilik is. Mense kry swaar, dis vir mense verskriklik moeilik. Maar Vader, u sê nie in u woord, ons moet ons daarin verbly, en daarom verbly ek my daarin. Dat hoe meer teenstand ek kry, hoe meer weet ek is op die regte pad en ek is besig met die regte dinge, want ek is lei my, ek is leer my, ek is wys my en ek is maak die pad vir my gelyk. Ek dank U daarvoor, Vader, dat ek kan wees wie wat U sê ek is. Ek is U dogter. Ek is u kind. Ek is deur u geliefd. Ek is deur u gestuur. Ek is deur u gelei. Ek is deur u gebless. Ek is deur u die reg gegee om te kan sê ek is 'n kind van God. Ek is baie lief vir u, Vader. Ek is bevoorreg om u dogter te kan wees. Ek is dankbaar. Ek is gewillig, hier is ek, Here, gebruik my. Ek bid vir elke boetie en sussie wat vandag na hierdie woord luister, dat hulle sal besef hoe belangrik ek is, want ek is lief vir my. Vader, dankie vir hierdie mooi boodskap. Seën dan nou elkeen wat dit hoor in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek is dankbaar vir hierdie pragtige boodskap in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Geliefdes, wat 'n mooi boodskap. Wees bly dat jy kan sê ek is. Gaan dan heen elke dag van jou lewe. Deel gerus hierdie boodskap met ander. Vertel hulle van wat ek is nou vir jou beteken en wees ernstig oor wie jy is. Hierdie boodskap is dan spesiaal uit God se hart uit vir jou, sy kosbare kind. Amen en amen. Daar sy geliefdes, geniet die boodskap en deel dit graag. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank, 'n lekker koel koue Witbank. Ons ervaar die winter. Ons het geweet hier kom 'n koue winter en ek kry lekker koud, maar ek is nog steeds dankbaar om te kan asemhaal, om te kan praat en hierdie boodskappe met julle te deel. Gaan dan nou in die vrede van die Here. Jy is welkom om my te skakel of te WhatsApp as jy net bietjie wil gesels rondom die woord van God. My telefoonnommer dan weer 066 273 0584 066 273 0584. Jy is ook welkom om ons enige tyd by die kerkkantoor te skakel as jy enigsins iemand nodig het om net 'n bietjie mee te gesels. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is dankbaar dat jy na hierdie boodskap luister. Pastoor Elsa Botha, Shalom. Gaan in die wonderlike vrede en vreugde van ons Here Jesus Christus. Amen en amen.